Baie welkom elkeen. Bly om weer hier op die keerblad by mekaar te wees. Ek glo ons gaan 'n awesome tyd hê hier in die teenwoordigheid van die Here. Ons gaan sommer vanmôre net so 'n bietjie die diensorde verander. Ons gaan eers die afkondigings en die aktiwiteite van die week hanteer en dan gaan ons lekker saam sing. En nadat ons gesing het, gaan pastoor Rian vir ons die woord bedien. En na afloop van ons diens gaan een van die sissies net 'n getuienis kom gee van die week. So kom ons sit net so, dan buig ons hoofde. Hemelse God en Vader, groot en magtig is U. Heilige God is U. Here, wanneer ons oë opslaan, o God, dan beleef ons dit wat die profeet belewe het, Here, toe hy die engele sien met die verskeie vlerke, Here, wat om die troon is, Here, en heeltyd uitroep, heilig, heilig, heilig is U. Here, en dan besef ons waar die waarde kom van die Onse Vader wanneer ons bid, geheilig sy U naam, want U is heilig, Here. En vanmôre wil ons kom, o God, in erkentenis, Here, dat U 'n heilige God is. En wil ons vra, Here, dat U sal met hysop kom en met die kosbare bloed van Jesus ons sal kom skoon was. Daardie bloed, Here, wat gevloei het aan die kruis, o God, dit vir ons kom aanwend aan die deurposte van ons harte, Here, sodat wanneer die verderwer verbykom, o God, dat hy sal sien, U is woonagtig by Samuel en ook by elke een wat vanmôre hier is. Ons gebed is, Here, dat U vanmôre verheerlik sal word in alles wat ons doen, in ons sang, in ons offers, in ons woordprediking, in die getuienis, Here, in elke faset, Here, dat U lof en U eer daarvoor sal kry. Want U is lofwaardig, Here, in Jesus naam. Amen. Net so vinnig die aktiwiteite vir die week wat voorlê. Neem kennis woensdae-aande ons huissel. 7 uur, weet as party huisselle wat op 'n ander tyd by Gleef by mekaar kom, so maak maar net kontak met jou huisselleier. Of hy sal met julle kontak maak, of sy met julle kontak maak om te sê, ons skuif miskien 'n uur of 'n halfuur vroeër of later. Maar ja, huisselle, dan donderdag aan Baaikerskerk, en dan volgende week, Sondag, is dit ons nagmaaldiens. Ek wil net vra dat, of nie vra nie, noem dat Saterdagoggend, so by 7:30, vra ons die wat geleentheid het om gaan ons bietjie hier by die kerksaal by mekaar kom en trek vir jou lekker stapskoene aan of soos ons in plain Afrikaans sal sê, tekkies. En dan gaan ons sommer net deur die omgewing bietjie stap en dan terugkom en miskien 'n koeldrankie of 'n sappie drink of 'n koppie koffie of tee en dan gaan ons huis toe so 7:30. Hulle weet mos hierdie ding wat hulle hou, 'n parkrun of so iets. So ons gaan net so, die wat belangstel en die wat voel, eenmal 'n maand sal vir hom of haar genoeg wees om 'n kilo of 2 te skit. Ons wil nou so elke Saterdag so voor 'n nagmaal Sondag, wil ons net sommer so hier deur die gebied bietjie gaan stap, net so as 'n groepie saam. Jy hoef ook nou nie bang te wees, die ander gaan jou wegstap nie. Jy stap in jou eie tempo en jou eie pas. So, en dan, as ons terugkom, gaan ons sommer lekker saam bid en die Here net sê dankie vir ons gesondheid en dit wat ons nog kan doen. Dan neem kennis, ons gemeenteafsluiting is die 5de Desember, as ek die datum nou reg het. So, asseblief sit daai datum een kant toe. Ek wil net nou alles uit die mou uitlaat nie, maar daar gaan iets heerliks gebeur daar die Sondag. Dalk sommer die hele naweek, die Saterdag en die Sondag. So kom ons hou daar die naweek oop en dan gaan ons as gemeente lekker die jaar net afsluit en saam kuier en net vir die Here gaan sê dankie vir dit wat ons in hierdie jaar uit sy hand het ontvang het.
Ek dink dit is al die aktiwiteite, weet nie pastoor Gerry, pastoor Rian, mis ek iets, het ek iets vergeet? Niks nie. En dan vra pastoor Gerry die mensies wat hulle hand so bietjie in hulle sak kan steek, om volgende Sondag weer net ietsie saam te bring. Hy sy motor sal hier wees waar ons dit kan insit, waarvoor hulle kan gaan uitdeel. Al is dit dan 'n blikkie kos of 'n onbederfbare produkte net saam te bring, sodat ons vir hulle in staat kan stel om uit te reik na diegene wat nie iets het om te eet nie. Ek dink ons kan baie, baie dankbaar wees as ons het om te eet. Soms kla ons oor die brood, en dan is die brood nog nie eens oud nie. Dis wat ek nie kan verstaan nie, en ek weet hier is seker Engelssprekers hier onder ons, maar hulle sal my vergewe. Engelse mense, hulle gaan ons winkel toe. Dan koop hulle vars brood, hulle loop daar deur die rak en dan voel hulle so, wat 'n brood is vars. As hulle by die huis kom, dan sit hulle hom in die toaster, maak hulle hom kliphard. As hy kliphard is, dan druk hulle hom weer in die tee, sodat hy weer kan sag word. So ek verstaan nie lekker daai konsep. Nee, ek terg sommer maar net. Maar ons het lekker baie om voor dankbaar te wees. So kom ons maak ook pastoor Gerry en die bedieningsspan se hande sterk, sodat hulle vir mense wat behoeftig is, kan uitdeel. Dis dan nou ons geleentheid vir ons offers en ons tiendes, en wanneer ons nou lekker gaan saam sing. Is daar iemand wat verjaar het in die week wat verby is? Daar gaan 'n hand uit, daar by Andre hulle, pastoor Gerry. Dan nog iemand? Daar by die fort, pastoor Gerry. Hierdie kant, niemand nie. Hulle word bederf daar, hulle kan kies wat se sjokolade hy kan kry. So ek moet net altyd vat wat ek kry. Nee, ek spot net, dis nie so nie. Maar baie geluk met julle verjaarsdag. Ek weet Corrie verjaar ook vandag, maar ek sien haar nie vanmôre hier nie. Maar baie geluk, en mag die Here vir julle in die nuwe lewensjaar seën met liefde, met genade en ook met gesondheid. Is daar iemand wat ons vanmôre vir die heel eerste keer besoek? Nuwe besoekers? Niemand nie. Al amper gesê het ons moet vir Reinhou en Landie uitdeel, want hulle het 'n nuwe motor. Baie geluk ook met julle motor. Baie veilige myle word julle toegewens. Nou kom, ons gaan die naam van die Here groot maak. Dis sulke tyd, opgewonde daarvoor. Met my hande omhoog, met my mond vol ek lof, uit my hart wil ek sing, my dank verbring, aan my Jesus wat leef, aan my Vader wat leef. Uit my hart wil ek sing, my dank verbring. Met my hande omhoog, met my mond wil ek lof, uit my hart wil ek sing, my dank verbring. Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense maar Jesus nooit, kom ons verheerlik sy naam.
te leer. Loof die Heer, laat die aarde getuig. Loof die Heer, laat die mens nou juich. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die eer, hy wat wondere doen. Loof die Heer, laat die aarde getuig. Loof die Heer, laat die mens nou juich. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die eer, hy wat wondere doen. Glory. Kom ons bring hom lof en eer. Kom laat ons zing, tot eer van die Heer. Kom laat ons juich en kom laat vereer. Kom zing die loflied, die Heere regeer. Kom laat ons zing, tot eer van die Heer. Kom laat ons zing, tot eer van die
geslag is in die vreugde van die Here.
van die Here groot maak. Yes, hallelujah, thank you Jesus. Ons loof dan. Hallelujah, kan jy die Here 'n lekker hande klap gee vanmôre? Loof die Here, prys die Here. Wat 'n voorreg vanmôre om die naam van die Here te kan groot maak. Om te weet dat hy lewe en ons is nie mense wat geen hoop het nie, maar ons het 'n hoop op 'n ewige lewe saam met Christus Jesus. En ek wil vanmôre sy naam eer, hom aanbid as die koning van die konings. Loof die Here. Prys die Here. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre ook na God se woord te kan luister en dat ek vanmôre aan hierdie woord aan u kan bedien. Nou kan nie glo dat dit reeds dag 584 van lockdown is. Toe hulle in Maart 2020 gesê het 21 dae van lockdown, dink ek het bittermin van ons ooit gedink dat ons gaan by 584 dae nog steeds in lockdown wees. Maar vanmôre wil ek nie lockdown per se in die kollig plaas nie, maar eerder die feit dat ten spyte van lockdown ons getrou en 'n wonder God aanbid wat elke dag saam met ons is, wat elke dag ons omvou en met ons is, en wie ons kan lof en eer gee as die koning wat lewe tot in alle ewigheid. En ek wil vir jou vra vanmôre, net daar waar jy sit, daar waar jy kyk na die uitsending, of jy oor vir 'n oomblik sal sluit en jou hande sal opsteek en ons sal aanbid as die koning van die konings. Want jy sien, ons het soveel om voor dankbaar te wees, soveel om die Here te voor te eer en te sê, Here, aan U kom toe lof en eer vanmôre. Ek wil met my hart sing vanmôre, Here. Ek wil in my wese uitroep dat God lewe tot in alle ewigheid. En ja, ten spyte van dit wat gebeur, ten spyte van dit wat in ons land aan die gang is, weet ek dat God is in beheer en ons gee hom al die lof, al die eer en al die aanbidding. Halleluja. Prys die Here. Weet jy, vanmôre net soos wat baie ander mense is daar vra in ons gedagtes en ons het nie altyd antwoorde vir hierdie vrae nie. Ons weet nie hoekom sekere dinge in ons lewe gebeur en hoekom dit dalk nie met ons gebeur nie. En as jy vanmôre hier sit, dan kan jy sê, ja, ons is al deur COVID en ons is al hele amper 2 jaar in hierdie COVID situasie en tog is God se genade vir ons so groot en vir ons so barmhartig. Daar is mense wat dit nie gemaak het nie. Daar is mense wat hartseer beleef. Maar vanmôre het die Here vir ons genade bewys. En ons het nie altyd antwoorde oor dit nie. Hoekom vir party mense en nie vir ander mense nie. Maar nie ten spyte van dit alles, weet ek dat dit is onbeskryflik en onverdiende genade wat ons uit die hand van die Here ontvang elke dag. Terwyl ek hierdie woord voorberei, kom dit in my gedagtes op, waar die woord van die Here sê, dat die regverdige sal deur die geloof lewe. Jy sien, die oomblik wanneer ek begin bevraagteken en dinge wil uitredeneer en dan 'n liedjies na goed kyk, dan is daar meer vrae as wat daar antwoorde is. Daar's meer kommer as wat daar blydskap is en ek kyk my en ek staar my blind aan dit wat gebeur in hierdie dag. Maar as ek kan besef dat die God se woord kom vanmôre en hy sê die regverdige sal deur die geloof lewe, dan het ons hoop vanmôre, want ons dien God uit geloof en nie dit wat ek kan skou nie. Sê dit dan dat die mense wat hartseer en verlies ervaar het, is nie regverdig nie? Nee, glad nie. Dis nie wat dit sê nie. Maar wat die woord van God wel van my sê en wat hy my leer, is dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat na God toe gaan, moet glo dat God is. Ek sien daar is 'n vereiste vanmôre om 'n verhouding met God te hê, en dit is eerstens dat ons moet glo dat God is, en dat hy is 'n waarmaker van sy woord. En wanneer ek na God toe gaan, het ek hierdie versekering in my wese dat God is. In Genesis kom hy en Moses vra vir hom, hy sê, Here, wie moet ek sê het my gestuur? En hy sê vir dit, die ek is, het my gestuur. En ek kom en herhaal dit verskeie kere in die woord, waar hy praat, hy sê, ek is met jou, moenie vrees nie. Hy sê dat ek moet glo dat God is, en hy is 'n waarmaker van sy woord. So keer op keer herinner die woord van die Here my, dat God word gedien en aanbid deur geloof in my wese, in my hart, teenoor hierdie God wat ek eer. As kind van God, glo ek dat Jesus Christus is in beheer van my lewe, selfs al gaan ek ook deur moeilike tye.
Maar jy weet, daar's 'n skrif wat sê in Jeremia, hy sê hier die woord, hy het net goeie gedagtes aangaande my, en ek wil graag dit vir jou lees vanmôre. Dan nou sê ek maak dit op. En ek wil nie jy moet dit hê, jy moet vanmôre weet, wat sê God se woord, loof die Here. En dit is baie keer 'n uitdaging om met een hand te blaai en te lees. Prys die Here. Goed, hy sê hierso in Jeremia 29 vers 11. Want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. So as ek kyk na hierdie woord van die Here, herinner my vanmôre, God is in beheer van my lewe. Hy het goeie gedagtes vir my. Hy het gedagtes van hoop vir my. En ja, selfs al kom die wêreld en die wêreld hou aan my 'n prentjie voor wat dood is en 'n prentjie wat amper geen kleur het. Ek wou sê swart en wit prentjie. Dan kom die Here en hy kleur dit in met sy woord. Hy kleur dit in met sy onderneming, met sy voorsienigheid. Saam met dit is Psalm 23, seker een van die mees bekendste psalms in die Bybel, wat baie mense ken en ons sing hierdie lied, ons word dit geleer op skool. Maar hierdie woord begin, hy sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Jy sê die oomblik wanneer ek as kind van die Here na God toe kom, is daar geloof wat in my hart is, wat in aksie kom, om te kan sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Here, ek vertrou U in so mate, dat ten spyte van my behoeftes, ek weet dat U is 'n waarmaker van die woord, en niks sal my ontbreek nie. En dan gaan hy aan en hy kom in 'n vers waar hy sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Ja, hy is oral met ons vanmôre. En dan wil ek vanmôre sê, as kind van die Here, word ek geleer dat alles ten goeie sal meewerk vir hulle wat God liefhet, volgens Romeine 8 vers 28. Wat geroep is tot sy voorneme. Ja, dit beteken selfs as dinge nie gaan soos wat jy beplan het nie. As dinge gaan en dit is hartseer en daar's verlies, selfs dit kan uitdraai na iets goeds, sodat God daarin verheerlik kan word. Prediker, hoe is dit moontlik dat iets wat sleg is, na goed toe kan meewerk? Jy sien, uit daai goed wat omstandighede of die sleg wat in jou lewe gebeur, is daar geleentheid waar jy God kan eer en waar jy God kan dank en waar jy kan getuig oor die goedheid van die Here ten spyte van dit wat gebeur het. Dit maak ons nie blind vir die omstandighede van hierdie wêreld nie. Dit maak ons nie blind vir ons dag tot dag behoeftes nie. Maar wat dit wel vir ons leer, is dat ons kan God vertrou in elke faset van ons lewe en hy gee vir ons na die begeerte van ons hart vanmôre. Ek sal vashou aan my God, ongeag die omstandighede waarin ek verkeer. En Habakuk 3 vers 17 tot 19, en dit is ons gedeelte van oordeenking vanmôre, som dit so mooi op. In vers 17 kom en hy sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die oorlyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee in die stal verdwyn en geen beeste in die stalle wees nie. Nogtans sal ek in die jubel in die Here en sal ek juig in God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op hoogtes vir sy naam ontwil. Halleluja. Prys die Here, want God is groot en God is goed en hy antwoord na ons begeerte vanmôre. Loof die Here. Dit hierdie gedeelte omlaai. Dit is hoekom ek vanoggend kan opstaan en 'n nuwe dag kan aanpak. Want ten spyte van wat ek met die oog sien, weet ek vanmôre dat God onderneem en voorsien en hy gee na die begeerte van ons harte in hierdie môre. Loof die Here. En ten spyte van wat ons ervaar, weet ons God is 'n realiteit vanmôre en hy gee vir ons na die begeerte van ons harte en die getuienis wat ek in my lewe saamdra. Dit wat in die jare wat verby is gebeur het. En weet jy wat, dit hoef nie eers in die verlede te wees nie. Dit kan so wees so niks soos vandag. Wanneer ek kan opstaan in die oggend en kan asemhaal en die wêreld kan in die oë sien en ek kan die kleurryke beeld wat God vir ons skep en ons met ons oë waarneem. Ons kan ons sintuie gebruik en ons weet vanmôre hy het my in die palm van sy hand.
God's got you in the palm of his hand this morning. En jy hoef nie te vrees vanmôre vir wat hierdie wêreld jou pad sal bring nie. Vroeër in die week het ek 'n voorreg gehad om aan ouma Soos se gedenkdiens te deel en dit te kon waarneem. En toe die familie en ek het hulle ontmoet het oor hierdie diens wat ons sou waarneem, en ek het hulle vra, is daar iets besonders of 'n skrif wat sy van gehou het? Toe wys hulle vir my haar Bybel. En iets wat my opgeval het van dit, was hierdie Bybel wat gebruik was. 'n Bybel wat gepraat het van gebruik, waarvan die blaaie getuig het van baie lees en bepeinsing, en blaaie wat al van die ouderdom begin geel word het, en selfs deursigtig van ouderdom. Maar dit is nie die ouderdom wat my aangevang het nie, maar die feit dat hierdie vrou 'n verhouding met God gehad het, want hierdie Bybel het getuig van iemand wat tyd met God spandeer het, iemand wat geweet het wie haar meester is, iemand wat geweet het wie haar heiland is, iemand wat tyd spandeer het in die woord bepeins het, sodat daardie woord lewend in haar binneste kon wees. En wanneer sy met die dinge van die wêreld tegemoet gekom het, het sy antwoord gehad omdat sy diep gewortel was in die woord van die Here. En dit het my so geraak, dat ek vanmôre ook vir jou hierdie vraag wil vra. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Hoe lyk jou Bybel vanmôre? Is dit 'n Bybel wat vanmôre gebruik is, en waar jy kom om die naam van die Here groot te maak, en waar jy kan sing soos in Habakuk 3, ek weet hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë hoogte stel die Here my. Jy sien, ons kan net dit sing, as ek 'n verhouding het met die koning van die konings. Ek kan net hierdie lied baie maak, en dit daarin deel hê, en dit deelagtig wees, as ek weet wat my God kan doen. In 'n verhouding met die Here praat nie net om te sê, dis 'n hoorsê verhouding nie. Nee, dit praat van ek ken hom by die naam verhouding. Ek weet wie my God is. Ja, ek weet vanmôre, as ek deur 'n dal van doodskade weer gaan, is sy met my. Ek hoef nie te vrees nie. As ek aflegging in die gesig staar, en amper sê ek in die trenchcoat. Dit is amper 'n woord wat ons almal ken in hierdie tyd. Maar as ek aflegging in die oë staan, hoef ek nie te vrees nie. Want die Here is met my, en hy kan voorsien, en hy wil voorsien, en hy het voorsien. En as ek gaan kyk na ons geskiedenis en ons getuienis, dan weet jy wat kan ek sê? Daar was tyd waar die Here vir my voorsien het, toe dit swaar gegaan het, waar die Here vir my onderneem het, toe ek miskien siek was. En as die Here vir my dit kan onderneem, kan die Here ook vir my onderneem met nuwe werk. Ja, ek het 'n verhouding met hom, en hy is die een wat my oplig. Jy weet, selfs na die sondeval het God geweet, vir die mens om weer met God versoen te word, is dit nie iets wat die mens in homself kan doen nie. En God het in sy alwetendheid geweet, dat hy sal met iets in die plek stel, hy sal 'n middelaar moet verwek, want anders sou daar vir die mens geen hoop wees nie. Maar omdat hy vir ons 'n middelweg gemaak het, is daar vir ons hoop vanmôre. Weet ons dat God is 'n waarmaker van sy woord, en hy maak vir ons versoening, en hy maak vir ons 'n plek, dat ons weer met God versoen kan word, deur water en gees. Ja, deur die kruisdood van Jesus op Golgotha, het God vir ons weer 'n baan gewerk, sodat ons met God versoen kan word. Waar ons hierdie woord van die Here by ons eie kan maak, waar ons hierdie woord kan aantrek en met Christus bekleed kan wees, en kan weet dat die Here Jesus maak 'n weg waar daar geen weg is nie. As jy miskien vanmôre voor 'n rooi see in jou lewe staan, weet vanmôre dat hy wat die wêreld geformeer het, wat die aarde geskep het, wat jou gemaak het in jou moeder skoot, hy is by vermoë vanmôre om ook daai rooi see vir jou oop te kloof, dat jy droogsvoet daar kan deurgaan. Ja, hy sê, moenie bevrees wees nie, want ek is met jou al die dae van jou lewe. Loof die Here. God kom woon onder sy mense in die liggaam van Jesus Christus, en deur sy kruisdood het ek en jy weer reg om tot God te gaan, om deur hom aan te neem as ons saligmaker en ons verlosser. Ons verhouding met God stop nie net by wedergeboorte nie, maar dit is maar net die begin. Nee, ons verhouding moet elke dag groei en sterker word in Christus Jesus. En net soos wat hierdie ou tannie vanmôre gaan Bybel bestudeer het en in gebed met God verkeer het, net so verlang God na kommunikasie met my en jou vanmôre. Reg aan die begin van tyd, toe hy Adam en Eva geskaap het, het hy begeerte gehad om 'n volk te skep wat met hom kan kommunikeer, met wie hy in verhouding kan staan. En ek en jy is vanmôre kinders van God. Die oomblik as ons sê ons het God aangeneem,
dan maak dit ons kinders van 'n lewende God. En sy begeerte vanmôre is dat ek en jy sal toelaat dat God in ons lewe regeer en sy wil in ons lewe sal geskied vanmôre. Loof die Here. En hoe meer ek God se woord bestudeer, hoe meer ek tyd met God spandeer, hoe meer ek daardie woord my eie maak, hoe meer begin die dinge van God vir my lewe sin maak. Halleluja. Jy sien die woord van die Here sê dat vir die wêreld is die dinge van God dwaas, maar vir God se kinders is dit 'n bron van lewe en 'n hoop op 'n ewige lewe saam met Jesus Christus. Hoe meer verstaan ek en jy dan aan God se koninkryksbeginsels wat in ons lewe sigbaar behoort te wees. Loof die Here. God se koninkryksbeginsels is totaal verskillend van hierdie wêreld waarin ek en jy lewe. En vanmôre wil ek dit so 'n paar gou vir jou uitlig. Dink 'n bietjie. Bid vir jou vyand. Jy sien die wêreld sê, jy het my te nagekom, ek sal jou wys. Maar God sê, as ek 'n koninkrykskind is, as ek 'n verhouding het met God, as ek my wese vir God gegee het, dan sê hy, bid vir jou vyande. Tree vir hulle in, as hulle honger het, gee vir iets om te eet. Seën jou vyande, seën die wat jou vervloek. Saai, sodat jy kan maai. Met ander woorde, gee dat jy kan ontvang. Die beginsels van hierdie wêreld sê, ek moet maak, by mekaar maak, en dit gaan nie oor myself. Maar God se beginsel sê, gee en vir jou sal gegee word. Deel uit vanmôre, en ek sê jy moet roekeloos wees nie. Luister na die woord van die Here vanmôre. Luister na sy stem. Saai wat daar behoefte is, sodat jy ook kan ontvang vanmôre. En een wat my opval is, vergeef en spreek vry. Hulle wat jou seer gemaak het, en te nagekom het, selfs as jy die onskuldige party is. Jy sien, dit werk teen die beginsels van die wêreld. Maar ek en jy het vanmôre die plek geword waar God regeer. Ek en jy is vanmôre God se kinders. En ons het vanmôre 'n saak wat ons voor die Here bring en sê, Here, sal U my beskerm, sal U my vashou in die palm van die hand, want U woord sê, U het my naam gegrafieer in die palm van die hand. Niks kan jy die hand van die Here ruk, behalwe jouself. Jou keuse vanmôre. Hy wil jou in sy handpalm hou. Hy wil vir jou 'n God wees wat lewe. Hy wil vir jou geen aan die begeerte van jou hart vanmôre. Maar ek en jy moet die keuse maak om God toe te laat om in ons binneste te heers en te wees die God wat hy is. Ken jy God vanmôre? Ken jy hom in al jou weë? Is hy 'n integrale deel van jou dag bestaan? Hoe begin jy jou môre? Begin jy jou môre met die bekommernis van wat in die dag lê? Of sê jy, Here, ek wil my woord oopmaak, ek wil tyd spandeer met die Here, ek wil lees wie God is vanmôre. Jy weet, terwyl ons hierdie lied sing, hy is die roos van Sharon, toe dink ek, sjoe, is die Here nie so getrou om sy woord te bevestig vanmôre nie. Want ek wil jou 'n bietjie herinner, wees hierdie God wat jy aanbid. Hy gaan nooit met vakansie nie. Jy weet, ons sien uit na Desember, want ons gaan 'n bietjie weg. Maar die God wat ons aanbid, is 365 dae van die jaar getrou aan elke kind van God. Hy is saam met jou oral waar jy gaan. Selfs daar waar jy nie wil hê mense moet weet jy is nie, is God daarso. Hy is gister en vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde God. Hy het nog nooit verander nie. Hy is alomteenwoordig, alsienend, alwetend en hy is die verlosser vanmôre. Niemand wat met hom vergelyk kan word nie. Hy het geen kompetisie in hierdie tyd waarin ek en jy lewe nie. In die heelal het hy nie kompetisie nie. In die begin en die ewigheid het hy nie kompetisie nie. Hierdie God, daar is niemand soos hy nie. Hy is onoorwinbaar. Hy kan hom nie oorwin nie. Hy het reeds oorwin, hy die vyand uitgetee aan Golgotha en vir ek en jou oorwinning gebring. Halleluja. Hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Loof die Here. As God iets gesê het, sal dit gebeur. En jy en ek het 'n keuse. Ons kan met God se plan werk of ons gaan uitmis. Sy woord is ja en amen. En elke titel, elke doetjie waaraan die woord van die Here is, dit sal in vervulling kom. Maar meer as dit, hy is Abba Vader, hy is my Vader vanmôre. Hy is my voorsiening. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde, die leeu van Juda stam. Hy is die roos van Sharon, die lelie van die dale. Hy is die blinkmôre ster, die ek is. En ek het net vir jou gesê, reg in Genesis al, het hy gesê, ek is wat jou gestuur het, ek is wat ek is. Hy is die almagtige God, die vredevors. Halleluja.
Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Hy stel ons in staat om meer as oorwinnaars te wees, deur hy wat ons krag gee in Romeine 8:37. Hy gee ons sy Heilige Gees, sodat ons kan staande bly, en ons nie eers op ons eie vermoëns hoef staat te maak nie. Dis die God wat ek en jy aanbid vanmôre. Hy gee vir my ook die keuse, of ek hom wil dien, of nie wil dien nie. En ek wil jou aanmoedig vanmôre, kies God vanmôre. Kies dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Kies God vanmôre, dat wanneer jy in benoudheid is, jy weet, ek kan rus in die wete, dat God is 'n waarmaker van sy woord. Ek is nie alleen nie. Maak nie saak wat met my gebeur nie. Dit sal uitwerk, soos wat God wil hê dit moet. Loof die Here. Ek wil jou afsluit, en ek wil hierdie met die deel vanmôre. Het jy al opgemerk hoe mense wat elke dag met krag werk, met elektrisiteit, gemaklik raak met dit wat hulle doen? Ek verstom my partykeer aan electricians, en ek weet nie wat sy Afrikaans nie, maar nie te. Hulle werk met die krag en sit nog nie eens af, en hulle werk net so. Want hulle het gewoond geword aan die krag waarmee hulle werk. Maar daai gewoond word, op 'n dag, dan sjok hy. Want hy het nie sy reëls of veiligheid nagekom nie, en hy het nie die krag afgesit nie, dan sjok hy so 'n bietjie. En baie kinders van die Here dien die Here al so lank, dat dit eintlik 'n gewoonte geword het, en ons werk met dit, maar dit het nie meer die impak wat dit gehad het die dag, toe ek my hart vir God gegee het. En vanmôre wil ek jou herinner aan wie is hierdie God, wat jy aanbid. Moet hom nie net as lukraak aanvaar, of maar net, hy is maar daar nie. Ons het altyd nodig om God te vrees. Ons het altyd nodig, en nie vrees in die sin van bang wees nie, maar om vir hom respek te hê as die hemelse Vader. Om te weet vanmôre, dat sy woord is kragtig, sy woord is lewend, en dit het die vermoë om jou uit die doderyk uit op te rig. Dit het die vermoë om jou uit die helse vuur te rig, en jou oor te plaas in die koninkryk van die lig van Jesus Christus. Dit het die vermoë om jou ewige lewe saam met Christus te gee en te waarborg. Halleluja. Mag ek jou vandag aanmoedig, dat jy sal waaksaam wees en sal bid, dat jy sal inskerp met God, en dat sy woord in jou lewe in volmaaktheid sal kom, en dat jy 'n welgevalle kind van God sal wees, sodat hy ook oor jou kan gaan boast, en kan gaan sê met trots, hierdie is my kind, en het jy ag gegee. Ek wil graag afsluit met Efesiërs 5:14 tot 21. 'n vermaning aan ons vanmôre. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op, dat jy nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is opstandigheid, maar word met die Gees vervul. Vers 19, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing 'n psalm sing in julle hart, tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is, in die vrees van God. Loof die Here. Hy kom vanmôre, en ek wil jou aanmoedig vanmôre, spandeer tyd met die Here. Wees verstandig oor die dinge van die Here. En moet jou nie bekommer oor die dinge van die wêreld nie. Want as jou saak met die Here reg is, sal alles ten goeie meewerk, omdat jy God liefhet. Loof die Here. Kom ons sit net so, dan gaan ons oë sluit. En dan gaan ek vra dat sy saak vir ons vorentoe kom, want ons gaan deel haar getuienis wat die Here vir haar gedoen het. Hemel Vader, ons kom in hierdie môre. Terwyl ek die woord bedien het, en ek bid dat U die naspreker van hierdie woord sal wees, dat in ons harte dit sal vestig vanmôre. Here, dat ons sal ag gee op U woord, dat ons na ons verhouding met U sal kyk, en dit nie maar net van selfsprekend sal aanvaar nie, maar sal weet dat U is 'n waarmaker van U woord. U het nog nooit verander nie, en U gaan nie verander nie, Here, maar ons wil vanmôre sê, Abba Vader, ons Vader, wees verheerlik, Here, vandag ons in die naam van Jesus. Ons prys U nou in Jesus naam. Amen. Loof die Here.